Vriende, nou ons is dankbaar teenoor die Here dat ons ook die geleentheid het om vanmiddag so ook by mekaar te kan wees en mag die Here ook so sy woord in ons midde seën vanmiddag en mag ons ook so meer leer omtrent ons verlosser en ons koning, die Here Jesus Christus. Nou voordat ons gaan begin, vriende, kom ons sit net eers so, dan gaan ek net vir ons 'n gebed saam doen. Here Jesus, baie dankie vir die wonderlike voorreg wat ons het om ook so vanmiddag hier in u huis te kan wees. En Here, baie dankie dat u ons ook so deur die dag so ver gedra het en dat ons vanmôre kon gevoed geword het deur die woord en dat ons ook vanmiddag weer die geleentheid het om ook so te kan luister na dit wat u vir ons wil sê. En Here, dankie dat ons ook hierso saam met u kinders kan wees en dat ons ook weet dat ons elkeen dieselfde begeerte, dieselfde behoefte het en dis om u te dien, dis om u te verheerlik, dit is om in u weë te wandel. En ons weet ook, Here, dat dit die weg tot die lewe is, die weg wat lei tot die ewige lewe. En dankie dat ons weet, Here, dat u ons herder is, dat u ons leier is, dat u die een is wat ons lei, wat ons hierdie rigting ook aanwys waarop ons moet gaan. Dankie dat ons weet, Here, dat u ons nie onkundig gelaat het nie, maar dat u woord, u kosbare woord vir ons gegee het en dat dit geïnspireer is deur die Heilige Gees en dat ons hierdie woord kan lees en dat ons hierdie woord kan toepas en dat ons hierdie woord in ons hart kan bære. Ons wil ook kom bid dat u vanaand, Here, met ons elkeen sal kom praat en dat u ons harte sal oopstel, dat u ons sal help om ag te gee, dat u ons sal help om u beter te leer ken en dat ons ook so sal toeneem in die genade en in die kennis van ons Here Jesus Christus. Kom spreek, Heer, want u diensknegt en u diensmagd luister. Dankie dat ons hierdie dinge kan vra in u naam alleen bid ek dit. Amen. Nou vriende, soos wat u weet, is ons besig met die boek Psalm en ons folder ook dan nou redelik met hierdie kosbare reeks en ons het verlede Sondag het ons gekyk na Psalm 22 wat bekend staan as 'n Psalm van die kruis en ons het ook geleer hierso dat hierdie Psalm beskryf vir ons dit wat Christus Jesus beleef het aan die kruis, die geweldige pyn, die geweldige smarte wat die Here Jesus verduur het daar aan die kruis terwyl hy besig was om aan die kruis te sterf vir my en vir jou sonde. Ons het ook gekyk en ons het gesien dat hierdie Psalm voorspel dan uit die kruisiging en ons het ook gekyk na dit wat in hierdie Psalm geskryf is presies net so vervul toe die Here Jesus daar aan die kruis gehang het, toe die Here Jesus uitgeroep het, my God, waarom het u my verlaat? Ons het ook gekyk na die gedagte van die vyande van die Here Jesus en wat ook vir ons beskryf word hoe Jesus behandel het daar aan die kruis, die wat hom gespot het, die wat hom gesmaad het, die wat ook so dan is hom gehaat het en niks met hom te doen wou gehaat het nie. En dan ook die oorwinning wat die Here Jesus behaal het aan die kruis, daar die kosbare oorwinning waarin ons vanaand as kinders van die Here kan vasstaan. En so bring dit ons dan vanmiddag, vriende, by Psalm 23 uit, 'n baie kosbare Psalm, en ons gaan dan net die eerste 6 verse gaan ons dan saam lees. So as jy die woord van die Here saam met my oop het, dan hou ek vir u voor vanaf vers 1. 'n Psalm van Dawid. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar rus is lei my heen. Hy verkoop my siel, hy lei my in die spore van geregtigheid om sy naam ontwil. Al gaan ek ook in 'n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie, want u is met my. U stok en u staaf, die vertroos my. U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teestanders. U maak my hoof vet met olie, my beker loop oor. Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe en ek sal in die huis van die Here bly in rente van dae. Net tot sover die wonderlike woord van die Here. Nou vriende, ek wil net dan by hierdie geleentheid vir u as teksonderdenking voorhou vers 1 van ons geleesde gedeelte, Psalm van Dawid, die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. En so dan die tema van vanaand se boodskap
is die Here is my herder deel 1. Ons gaan dan nou vanaand begin met die eerste deel van hierdie gedeelte en dan sal ons dan volgende Sondag, vriende, as die Here ons spaar, sal ons dan voortgaan met die tweede deel. Nou, ek is seker dat u kan vanaand saam met my stem dat Psalm 23 een van die kosbaarste psalms ooit is, vriende, en hierdie is veral my gunsteling psalm en ek glo ook dat dit u elkeen se gunsteling psalm is. Jy sien, hierdie is ook een van die mees bekendste psalms onder kinders van die Here. Sou ons vir kinders van die Here vra, wat is jou gunsteling psalm, watter psalm is vir jou bekend? Dan sal hulle sê Psalm 23. En wat vir my so kosbaar was toe ek daar in Parys was, daar was 'n tannie gewees en sy was redelik in haar 90's gewees en haar liggaam het agteruit gegaan, maar wat vir my so kosbaar was, vriende, haar geheue het nie agteruit gegaan nie. En sy het vir my, toe ek daar gaan besoek het sy presies Psalm 23 vir my opgesê, vers per vers, en het sy vir my gesê dat hierdie is vir haar bemoediging, 'n psalm wat vir haar krag gee, 'n psalm wat haar herinner dat die Here met haar is. En dis presies wat baie kinders van die Here in hierdie psalm vind, vriende. Hulle vind vertroosting vir hulle siel. Hulle vind bemoediging. Wanneer die stryd te veel raak, wanneer dit voel hulle nie meer kan nie, dan's hierdie psalm hulle krag, dan's hierdie psalm gee vir hulle daardie hoop. Wanneer ons deur 'n tyd van siekte gaan, vriende, is Psalm 23 vir ons bemoediging. Wanneer ons aan die einde van ons lewe kom hier op aarde en ons met die dood in die oë staar, dan is Psalm 23 vir ons 'n bemoediging, want u sien, dit herinner ons daaraan dat die God wat ons aanbid, die God van Israel, is die God wat ons nie alleen sal laat nie, maar hy sal met ons gaan, selfs in hierdie donkerste ure van ons lewens. Hy sal nie ons hand los nie. En wat Psalm 23 so kosbaar maak, geliefdes, is die feit dat Dawid die voorbeeld van 'n herder en sy skape gebruik om vir ons hierdie kosbare verhouding uit te beeld wat die Vader met sy kinders het. En ons weet dat Dawid was selfs ook 'n herder gewees. Hy het skape opgepas, sy vader se skape het hy daar in die veld van 'n jong ouderdom af, het hy hulle opgepas. So Dawid het ervaring gehad. Dawid het die karakter van die skape verstaan. Dawid het geweet dat 'n skaap kan nie sonder 'n herder gaan nie, want u sien, 'n skaap het daardie liefde nodig. Hy het daardie versorging nodig. Hy het daardie bewaring, daardie leiding van die herder het hy nodig in sy lewe. En so, vriende, is die Here die geestelike herder wat sy bloedgewaste kinders wat hy gekoop het deur die kosbare bloed van die lam, is hy die een wat vir my en vir jou lief het. As jy vanaand kan getuig dat jy 'n kind van die Here is, het die Here 'n besonderse liefde vir jou, 'n ewige liefde. Is hy die een wat ons lei, is hy die een wat ons versorg, wat ons bewaar. En let op Genesis 48 vers 15, let op wat sê Jakob vir sy seun Josef, ek hou vir u voor. En hy het Josef geseën en gesê, die God voor wie se aangesig my vaders Abraham en Isak gewandel het, die God wat my as herder my lewe lank gelei het tot vandag toe. So wat erken Jakob? Hy sê vir sy seun, die Here is my herder, hy het my gelei, my hele lewe lank tot nou toe, tot in die oue ouderdom, was die Here met my gewees. En wat ook baie interessant is, liewe vriende, is dat in hierdie Psalm kom die verbondsname van die Here na vore, en hierdie verbondsname van die Here toon vir ons God se karakter, wie hy is. En ek het vir julle elkeen ook 'n bladsy gegee waarop hierdie verbondsname is. Ek gaan nie almal vir u lees nie, maar u kan by die huis, vriende, terwyl ons deur hierdie Psalm werk, kan u ook hierdie name deurgaan. En die een wat ek vir u gaan voorhou is Jehovah Rohi, wat beteken die Here is my herder. En dan ook kan ons kyk na Jehovah Here, wat beteken die Here sal voorsien. En dit is so kosbaar wanneer ons dit deurgaan, want dan begin ons verstaan wie die Here is. Maar wat nog interessant is in hierdie gedeelte, vriende, in vers 1 wat Dawid begin, hy sê die Here is my herder. En hier kan ons baie duidelik leer en baie duidelik sien dat Dawid het 'n persoonlike verhouding met die Here gehad. Hy het die Here persoonlik geken. Hy het van jongs af het hy met God gewandel, wat hy die Here gevind het as sy verlosser en saligmaker. En hy het hierdie God het hy aanbid. Hy het hom gedien met sy hele hart en met sy hele siel. En Dawid het hierdie besonderse verhouding met die Here gehad.
Die Here was sy alles gewees en daardeur skryf Dawid, omdat die Here my herder is, ontbreek niks my nie. En hier moet ons baie mooi verstaan, vriende, wanneer ons kyk na hierdie woorde, niks sal my ontbreek nie, want jy sien meeste prosperity predikers verkondig vandag, deur te sê dat niks jou sal ontbreek nie, beteken dat die Here nou vir jou 'n Porsche gaan gee, of dat jy nou hierdie paleis gaan hê, want niks sal jou ontbreek nie. Of dat jy 'n private jet sal hê. Nee, vriende, dis nie waarna hierdie vers verwys nie. Wanneer ons kyk na hierdie verse wat die Here dit vir ons hier gee, dan beteken dit eenvoudig, as die Here my herder is, beteken dit dat die Here vir my sal versorg, dat hy vir my sal voorsien op 'n besonderse manier. Met ander woorde, hy voorsien in my tydelike nood en hy voorsien in my geestelike nood. Met ander woorde, die Here gee vir my 'n dak oor die kop. Die Here gee vir my 'n warm bed om in te slaap. Die Here gee vir my 'n werk. Die Here gee vir my kos op die tafel. Die Here gee vir my 'n gesin wat ek kan lief hê. Dis wat die Here vir ons voorsien uit sy goeie hand uit. En dan die geestelike sy, vriende, wat hy vir ons elke dag ook help en versterk om hierdie lewe te kan leef wat hy van ons vra. Dat hy in ons werk om ook so te wil na sy welbehae. En is dit nie kosbaar nie, vriende, om te weet dat die Here belangstel in my en jou lewe vanaand. Dat hy die een is wat sy seun Jesus Christus gestuur het om in 'n kruis te kom sterf vir my en vir jou sondes, om ons te red, om ons deel te maak van God se koninkryk en wat elke dag intiem betrokke is in ons lewens, waar die Here saam met ons stap. En wanneer ons kyk na die Here Jesus, vriende, dan lees ons in Johannes 10 vers 11, wat Jesus sê, ek is die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. Christus het sy lewe afgelê vir die skape. Hy is die een wat sy lewe gegee het, sodat ek en jy lewe in oorvloed kan ontvang, en hy gaan ook weer terugkom om sy bruid te kom haal, om ons te neem na sy ewige tuiste daar in die hemel. En wat ons vanaand moet verstaan, liewe vriende, is dat sonder die Here Jesus as ons herder, sou ek en u hopeloos gewees het vanaand. Besef jy dit? Ons sou vergaan het as die Here sy hand weg moes gevat het, as die Here se leiding nie meer daar was nie, dan sou ons vanaand vergaan het. Maar tog is ons soms so arrogant om te dink dat ons kan alles self doen, maar ons kan nie. Ons het hierdie herder nodig. Ons het hierdie herder nodig om ons elke dag te lei, om ons te help, om ons weer op die regte weg te bring, sodat ons weer kan voortgaan om hom te dien. En so is die doel van die boodskap, vriende, van vanaand se boodskap, sowel as volgende Sondag aand se boodskap, is om te kyk na hoe die Here as herder sy bloedgewaste kinders elke dag versorg. En dat ons vanaand opnuut net weer die Here sal dank, om te sê dankie dat u saam met my stap. Maar dat ons gehoorsaam sal wees en sal doen wat die Here van ons vra. Daar's 3 gedagtes wat ek met u wil deel, en dit bring ons dan by ons heel eerste gedagte, die heel eerste versorging wat ons vind, vriende, wat die Here vir sy kinders bied, is hy voorsien vir hulle voeding vir die siel. Hy voorsien vir ons geestelike voeding. Psalm 23 vers 2, hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar rus is, lei hy my heen. Dit is belangrik om so 'n paar aspekte in gedagte te hou, vriende, wanneer ons kyk na hierdie vers. En eerstens is dit belangrik om te verstaan dat 'n herder het altyd seker gemaak dat sy skape daar by 'n groen weiveld wei. Met ander woorde, dat hulle vars voeding gekry het, dat hulle hierdie vars gras kon gekry het om te eet en dat hulle gevoed kan word. Maar tweedens is dit ook belangrik om te verstaan dat hierdie herder het sy skape geken en hy het geweet dat 'n skaap gaan nie gaan lê daar by groen weivelde as hy nie eers versadig is nie. Met ander woorde, as hy nie eers geëet het nie. So wanneer hy genoeg geëet het, wanneer hy versadig is, dan het hy rustig daar gaan lê in die groen weivelde. En derdens het die herder ook geweet dat sy skape hou nie van besige waterstrome nie. Hulle sal nooit by 'n besige fontein gaan water drink nie, maar altyd daar waar dit rustig is, altyd daar waar die water so kalm is, daar het hulle gaan water drink. En ook het die herder geweet dat sy skape
sal ook nie rustig wees as hulle die herder nie vertrou en weet dat hulle veilig is nie. Daardeur het die herder altyd gesorg dat hy hierdie aspekte in ag neem, dat daar 'n groen weiveld is, dat hulle rustig kan lê, dat nadat hulle versadig is, dat hulle daar by die waterstrome kan gaan en ook van hierdie water kan geniet, veilig in die hande van die herder. En dis dieselfde gedagte wat na vore kom. Dis dieselfde gedagte, vriende, wat ons vind in die Here as ons geestelike herder. En Dawid het geweet dat die Here die een is wat sy kinders geestelik voed deur sy woord. Dat die Here seker maak dat sy kinders hierdie geestelike spys kry, dat hulle geestelik versorg word. En let op 1 Petrus 2 vers 2, en verlang sterk soos pasgebore kindertjies na die onvervalste melk van die woord, dat julle daardeur kan opgroei. Jeremia 15 vers 16 sê die volgende: toe u woorde gevind is, het ek hulle opgeëet, en u woord was vir my vreugde en vrolikheid van my hart, want u naam is oor my uitgeroep, Here God van die leerskare. Maar ook het Dawid geweet, vriende, dat die Here die een is wat geestelike rus bied vir sy kinders, en dat die kind van die Here nie hoef te vrees met die Here aan sy sy nie, wanneer daar die storms kom, wat woedend rondom ons slaan, wanneer daar die beproewings kom, wanneer daar die stryd kom, wanneer die dood kom, dan kan die kind van die Here rus in die Here Jesus om te weet dat hy sal hom nie begewe of verlaat nie. Maar hy kan ook rus in die Here om te weet dat hy die getroue God is, wat trou bly tot in alle ewigheid. En dis slegs hy wat vir ons vrede gee. Dis slegs hy wat hierdie rustigheid in ons hart skep, wanneer hy ons kom red, wanneer ons besef dat hy is in beheer van my lewe. Die wêreld, vriende, kan nie hierdie vrede gee nie. Die wêreld se plesiere en besittings kan nie vir my hierdie vrede gee nie. Net Christus alleen kan vir my hierdie geestelike rus, hierdie geestelike vrede gee. Johannes 14 vers 27, vrede laat ek vir julle na, my vrede gee ek aan julle, nie soos die wêreld gee, gee ek aan julle nie. Laat julle hart nie ontsteld word en bang wees nie. Dan lees ons ook in Johannes 16 vers 33, dit het ek vir julle gesê dat julle my vrede kan hê, en die wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin. En selfs Dawid het gerus in die Here. Dawid het vertrou dat die Here die uitkoms sal gee. Dawid het geweet, maak nie saak die omstandighede nie, hy hoef nie te vrees nie, want hy vertrou die Here is in beheer. Daardeur lees ons ook in Psalm 112 vers 7, hy vrees nie vir slegte tyding nie, sy hart is gerus, vol vertroue op die Here. En hoe kosbaar, vriende, om te weet dat die Here sy kosbare woord vir my en vir jou gegee het om geestelik te kan groei in ons lewens. Maar jy sien, ek en u moet vanaand verstaan dat ons moet tyd neem om hierdie woord te lees, ons moet tyd neem om gevoed te word daar by die groen weivelde, ons moet gaan daar waar die groen weivelde is, en dit vind ons in God se woord. En baie soek voeding, vriende, op ander plekke. Baie gaan na die wêreld toe om daar voeding te kry, maar daar gaan jy geen voeding kry vir jou siel nie. Daar gaan jy slegte gras kry. En ek wil net graag vir Jeremia 2 vers 13 voorhou. Let op wat sê die Here van die volk Israel. Hy sê, want my volk het 2 verkeerde dinge gedoen. My, die fontein van lewende water, het hulle verlaat om vir hulle reënbakke uit te kap. Gebarste reënbakke wat geen water hou nie. En dis wat ons moet besef, is dat die wêreld is hierdie gebarste reënbakke, en ons kan nie daar voeding vind nie, maar net in by God en by sy woord. Daar vind ons voeding vir ons siel. Daar vind ons rus. Daar vind ons, vriende, dat ons die Here kan vertrou, want hy is 'n waarmaker van sy woord. En dan weet ons, maak nie saak wat nie, hy sal met ons wees. Maar die tweede gedagte vind ons ook, vriende, dat die Here verkoop die kind van die Here se siel. Ons lees dit in Psalm 23 vers 3, die A-gedeelte, hy verkoop my siel. Wanneer ons kyk na die woordjie verkoop, vriende, in die Engels, die ESV, staan dit bekend as restore. En dit beteken om te herstel, dit beteken om op te tel, om nuwe krag te gee. En so sal die herder altyd sy skape dopgehou het, want u sien, baie keer het hierdie skape kon hulle, wanneer hulle afgedwaal het, of wanneer hulle een kant toe beweeg het, het hulle gewoonlik seer gekry.
Maar hierdie skape, vriende, is ook geneig dat wanneer hulle rug dan ook so, wanneer hulle rug wou krap, dan sou hulle daar op die grond sou hulle gerol het en baie keer weens die gewig van hierdie wol kon hierdie skaap nie weer op sy voete gekom het nie. En as daardie skaap op sy rug bly lê het, dan sou hy dood gegaan het. So die herder het altyd gekyk en wanneer hy sien daar is 'n skaap op sy rug, dan het hy gegaan en hy het hom weer opgetel, hy het hom weer op sy voete geplaas. Of selfs wanneer 'n skaap in 'n put geval het, dan sou die herder hom opgetel het, hy sou hom versorg het totdat hy weer reg was. En die herder het altyd seker gemaak dat hy mooi na sy skape kyk, want hy sien hy was lief vir hulle gewees. En dieselfde vind ons by ons hemelse herder, by ons Vader, dat hy besorg is oor sy kinders, dat hy uitreik na ons toe, vriende, dat hy deur sy groot hand van genade kom hy na ons toe. En Dawid het hierdie versorging beleef van die Here in sy eie lewe. En ons weet, Dawid se lewe was nie maanskyn en rose gewees nie, vriende. Dawid het deur verdrukking gegaan. Dawid was vervolg gewees. Dawid moes soms gevlug het vir sy lewe. Dink toe Absalom hom vervolg het, toe Saul hom vervolg het. Dawid was menigte kere benoud in sy siel. Dawid was hartseer. Dawid was bedroef gewees. Hy het gehuil oor sy vyande wat sy lewe gesoek het. Hy was soms swak gewees, hy was soms mismoedig gewees, maar jy sien, Dawid het sy toevlug in die Here gevind. En Dawid het ervaar elke keer as hy na die Here toe gegaan het, wanneer hy by die Here gerus het die Here hom opgetel, het die Here hom versterk, het die Here sy voete weer geplaas op die rots, het die Here vir hom nuwe krag gegee sodat Dawid kon voortgaan om die Here te dien ten spyte van sy omstandighede. Jeremia 31 vers 25, want ek verkoop die vermoeide siel en elke kwynende siel versadig ek. En die Here het keer op keer getrou gebly, hy het vir Dawid deurgedra, hy het vir Dawid vasgehou in die holte van sy vaderhand, en vriende, selfs toe Dawid gesondig het, en hy berou gehad het oor sy sonde, en hy gegaan het na die Here toe, het die Here hom vergewe, het die Here hom herstel. Psalm 32 vers 5, my sonde het ek U bekend gemaak, en my ongeregtigheid het ek nie bedek nie. Ek het gesê, ek wil aan die Here my oortredinge bely, en U die ongeregtigheid van my sonde vergewe. Hoe wonderlik om te weet, liewe kind van God, dat ek en jy nie alleen is in hierdie stryd op aarde nie. Jy sien, die Here Jesus wat ons herder is 24 uur saam met ons. Wat het Jesus vir sy disippels gesê net voordat hy gegaan het? Hy het gesê, ek sal met julle wees tot aan die volëinding van die wêreld. Ek sal met julle wees tot daardie dag, wanneer ek jou kom haal, dan sal ek met jou wees, en dan sal jy vir ewig by my wees. Die Here sal daar wees, vriende, om ons te help, wanneer ons voel, ons kan nie meer nie. Wanneer die lewe ons druk, wanneer ons mismoedig voel, wanneer die lewe nie vir ons sin maak nie, is die Here daar om ons op te tel, wanneer ons gebroken van hart is, wanneer ons 'n geliefde aan die dood afgestaan het, of selfs wanneer ons hartseer is, vriende, selfs wanneer ons seer gemaak is deur mense of deur omstandighede, is die Here daar om ons te vertroos, is die Here daar om ons hart weer heel te maak. Jy sien, mense kan vir ons bemoedigende woorde gee, maar dit vat nie daai seer in ons binneste weg nie, want is net God alleen wat daai seer kan wegneem. Dis hy alleen wat ons kan versorg. En let op hierdie kosbare woorde, Psalm 147 vers 3, hy genees die wat gebroken is van hart, en hy verbind hulle wonde. Psalm 34 vers 19, die Here is naby die wat gebroken is van hart, en hy verlos die wat versla is van gees. Selfs wanneer ons vervolg word, terwille van die evangelie, terwille van die Here Jesus, dan is hy daar, vriende, om ons te help. Jy sien, wanneer mense ons verlaat, dan sal die Here bly staan. Want hy is die onveranderlike God. Hy is die God wat trou bly tot in alle ewigheid. Psalm 100 vers 5, want die Here is goed, sy goedertierenheid is tot in ewigheid, en sy trou van geslag tot geslag. Het laat my so dink aan daardie kosbare lied, Halleluja, lied 444, wat 'n vriend het ons in Jesus, en let op vers 3, vriende, die laaste frase van vers 3, hy sê, as ons vriende ons versaak het, soek ons in gebed die Heer, aan sy boesem is ons veilig, hy vertroos ons keer op keer.
Is jy vanaand hartseer? Is jy vanaand bedroef? Voel jy vanaand, jy kan nie meer nie? Hardloop na hierdie herder toe. Kom na hom toe, vriende. Hy sal jy nooit teleurstel nie. Maar die laaste gedagte vind ons ook, vriende, dat die Here lei sy kinders in die spore van geregtigheid. Let op vers 3, hy lei my in die spore van geregtigheid om sy naam ontwil. Jy sien, die herder het altyd gesorg dat sy skape op die regte weg moet wandel. Die herder het geweet, vriende, hy het die paaie geken in en buite Jerusalem. Hy het geweet, daardie tyd het hulle geweet, watter pad is die regte pad, watter pad is veilig, watter pad is die beste en watter pad is gevaarlik. En so sal hierdie herder sy skape gelei het op die regte weg. Hy sou hulle geneem het dat hulle saam met hom op hierdie weg wandel, want hy het geweet wat hierdie weg inhou. Maar ons weet dat, wat doen skape soms? Baie keer wil hulle op hulle eie gaan. En wanneer 'n skaap dan wegbeweeg het van hierdie pad af, dan sou die herder met sy staaf gegaan het en hy het hierdie skaapetyd dan daarmee gehak en hy het hom teruggebring. Hy het vir hom gewys, hier is die weg, hier is die weg wat jy op mee moet gaan. En so beskryf Dawid vir ons, vriende, dat die Here wat ons geestelike herder is, presies dieselfde doen met sy kinders. Dat die Here die een is wat sy kinders op sy weg lei, wat heilig, eerbaar en reg is. U sien, die Here se weg, vriende, lyk heeltemal anderste as die wêreld se weg. Ons weet dat die woord sê vir ons dat die wêreld se weg is boos. Die wêreld se weg bestaan uit sonde, dwaasheid, boosheid, oneerlikheid, afguns, moord. En dat hier die wêreld se weg lei na die ewige verderf. Matteus 7 vers 13, want breed is die poort en wyd is die pad wat aan die verderf lei, en daar's baie wat daardeur gaan, wat op hierdie weg wandel. Maar ons weet ook die Here se weg, vriende, aan die ander kant is heilig, regverdig, vol waarheid, want jy sien God self is heilig, regverdig en hy besit waarheid. En hierdie weg lei na die ewige lewe. Dis hierdie weg van God wat die lewe in oorvloed bevat. En die Here sal nooit, vriende, sy kinders op 'n verkeerde weg lei nie. Hy sal hulle altyd op die regte weg lei, en sy begeerte is dat sy kinders op sy weg sal wandel, dat sy kinders heiligmaking deelagtig sal word, dat sy kinders hierdie pad van heiligmaking sal stap tot en met die einde toe, totdat wanneer die Here ons kom haal, dat ons die Here sal verheerlik. En so het die Here vir ons ook 'n handleiding gegee. Die Here het vir ons sy woord kom gee, sy verordeninge, sy insettinge, het hy vir sy volk gegee, vir die volk Israel. En hy het gesê, dit is wat ek vir julle gee, dat julle my kan leer ken, dat julle kan leer ken die weg waarop julle moet wandel. En Dawid self, vriende, se gebed was dat die Here hom meer sou leer van hierdie weg, dat die Here hom sou help om getrou op hierdie weg te wandel, dat hy sal luister na die Here se stem. Psalm 86 vers 11, leer my, Here, u weg, ek sal in u waarheid wandel, verenig my hart tot die vrees van u naam. En ja, vriende, daar was ook tye gewees wat Dawid ongehoorsaam was. Daar was tye gewees wat Dawid afgewyk het van die Here se weg. Maar jy sien, dan het die Here met Dawid kom handel. Dan het die Here vir Dawid kom tugtig, en soms was dit seer, maar die Here wou die beste gehad het vir Dawid. Hy wou Dawid teruggebring het op die Here se weg. Ons dink aan toe Dawid gesondig het met Batseba. Toe Dawid seker gemaak het dat haar man doodgemaak word in die oorlog. Dawid het gedink dat die Here dit nie sien nie, maar die Here het dit raak gesien. En die Here was nie tevrede gewees met dit wat Dawid gedoen het nie. Die Here was teleurgestel, dit sy hart seer gemaak, want jy sien, vriende, die Here haat sonde, maar die Here het geregtigheid lief, en daardeur sal hy altyd optree wanneer daar sonde in sy kinders se lewe is, dat hy ook so dan met ons sal praat, sodat ons moet hierdie sonde moet neerlê, dat ons moet streef na 'n lewe wat God verheerlik. Ons lees in Hebreërs 12 vers 6, want die Here tugtig hom wat hy liefhet, en hy kastei elke seun wat hy aanneem. Openbaring 3 vers 19, almal wat ek liefhet, bestraf en tugtig ek, wees dan ywerig en bekeer jou. Die Here het vir Nathan gestuur om met Dawid te praat, om Dawid te konfronteer oor sy sonde, en Dawid het daar besef, maar ek het gesondig.
Hy het berou gehad oor sy sonde, hy het hom tot die Here gewend en het vir die Here gevra om te vergewe. En dit lees ons daar in Psalm 51, vriende, wat bekend staan as 'n boete Psalm, waar Dawid sy hart voor die Here uitgestort het. Die Here se vergifnis gevra het en die Here was hom genadig, die Here het hom vergewe, die Here het hom herstel, die Here het vir Dawid teruggebring op die regte weg. Jy sien, vriende, die Here kom en hy kom leer ons deur sy woord. Hy kom wys vir ons deur sy woord die weg waarop ek en u moet wandel elke dag. Hy kom lei ons deur sy gees, hy kom rig ons voetstappe dat ons op sy weg moet wandel. Jy sien, sy woord is 'n kompas, so en wys vir ons die weg wat God behaag. Ons lees dit daar in Psalm, of verskoon, ek wil eers net vir ons Psalm 119 vers 9 lees. Hy sê, waarmee sal die jongen sy pad suiwer hou? Deur dit te hou na u woord. En dan Psalm 119 vers 105 wat sê, u woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. Ons lewe in 'n goddelose wêreld, vriende. Ons lewe in 'n wêreld waar hulle afgewyk het van God se woord af. 'n Wêreld wat boos is, 'n wêreld wat sy eie standaard skep, 'n wêreld wat weier om die knie voor God te buig, 'n wêreld wat rebelleer teenoor die Here en wat die sonde liewer het as die lig. En ek en u as kind van die Here het nodig om vanaand waaksaam te wees. Ek en u het nodig, vriende, om op God se weg te wandel. En al ons het gaan doen is wanneer ons naby hom bly, wanneer ons luister na sy stem, wanneer ons begeerte soos Dawid is om te sê, Here, help my elke môre, dat ek op hierdie weg sal bly, dat ek nie sal afkeer nie, dat ek nie ongehoorsaam sal wees nie, dat ek nie sal doen wat die wêreld doen nie. Daar's 'n kosbare lied, vriende, wat ons leer sing het, en ek wil net vir u vers 2 voorhou. Hy sê, u woord, o Heer, deurboor en wond, maar dit genees ook, maak gesond. U woord toon al ons sondes aan en wys die weg wat ons moet gaan. Die Here se woord, vriende, kom wys vir ons die verkeerde uit, maar hy kom sodat ons moet regmaak, en dan terselfdertyd wys hy vir ons aan wat reg is, wat hom behaag. En mag ons gebed ook wees, vriende, soos wat Dawid bid in Psalm 139 vers 23 tot 24, deurgrond my, o God, en ken my hart, toets my en ken my gedagtes, en kyk of daar by my 'n weg is van smart, en lei my op die ewige weg. Mag ons ook elke dag bid om te sê, Here, kom wys vir my, as daar iets is wat tussen my en u staan, as daar iets is, Here, wat ek vandag gedoen het, wat u nie behaag nie, as dit is dat ek vandag wegbeweeg het van u weg af, Here, kom wys dit vir my, en Here, help my om te bely, help my om dan weer, lei my weer op die ewige weg. Ek sluit af. Ons het vanaand begin kyk, vriende, na hierdie besonderse versorging wat die Here vir sy skape gee, en ons het eerstens gekyk na dat die Here voorsien geestelike voeding vir sy skape. Die Here verkoop sy kinders se siele en hy lei sy kinders in die spore van geregtigheid. Die vraag is, ken u al hierdie goeie herder? Behoort jy vanaand aan hierdie goeie herder, vriende? Ek vra nie vanaand of u weet van hom nie, maar ken jy hom persoonlik? Is jy vanaand deel van God se koninkryk? Wandel jy elke dag saam met die Here Jesus? En indien jy daarvan kan getuig, dank die Here vanaand. Dank hom dat hy die een is wat jou siel uit genade kom red het, dat hy die een is wat jou sy kind kom maak het. Dank hom, vriende, vir sy leiding in jou lewe elke dag. Dank hom dat hy jou versorg. Dank hom dat hy jou nie los nie, maar dat hy sy Heilige Gees gestuur het, dat hy in jou hart kom woon, en dat hy die een is wat vir jou lei, dat hy die een is wat deur die woord van die Here vir jou wys, die pad waarop jy moet wandel. En vra ook die Here om u te help, om elke dag gehoorsaam en getrou te wees aan hom alleen. En gee vanaand en elke dag oor aan hom, en weet, vriende, dat hierdie goeie herder u nooit sal begewe of sal verlaat nie. Maar as jy hom nog nie vanaand ken nie, vriende, dan is daar vanaand geleentheid om jou saak reg te maak, om vanaand te antwoord op sy roepstem, en nie hierdie kans verby te laat gaan nie, maar ag te gee, jou te bekeer van jou verkeerde weë, jou sonde voor die Here te bely en uit te roep na hom, sodat jou siel uit genade kan red.
En hierdie goeie herder beter te leer ken en te rus in sy leiding, versorging en voeding elke dag. Mag die Here u genade gee. Amen. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie dat ons vanaand ook bemoedig kan word, dat u ons herder is, dat u die een is, Here, wat elke dag ons wakker maak, vir ons 'n nuwe dag gee, vir ons voorsien, vir ons help, vir ons deurdra. Here, daar is soveel dinge wat ons vanaand voor dankbaar kan wees. En ons wil net vir u die eer kom gee. Ons wil net kom dankie sê, Here, dat u ons nie alleen laat nie, maar dat u met ons is. En ons wil kom vra vanaand, Here, dat as daar iemand is wat u nog nie ken, as hulle persoonlike verlosser en saligmaker nie, dat hulle vanaand hulle saak met u sal regmaak. Dat hulle vanaand, Here, u sal leer ken as hulle herder. Dat hulle vanaand, Here, sal leer om in u te rus. Ons wil vra dat u saam met ons sal gaan deur hierdie week, Here, kom help ons, kom bewaar ons, kom versterk ons om die goeie stryd te stry van die geloof en van die evangelie. Kom help ons om getroue gesande te wees. Kom help ons, Here, dat ons ook so, Here, sal doen wat u van ons vra. En Here, wanneer ons ook so te doen kry met mense, dat ons ook die evangelie met hulle sal deel. Gaan saam met ons deur die res van die aand, Vader, waar elkeen ook na die huise toe gaan, dat jy hulle sal bewaar, dat jy hulle sal veilig hou, en dat u ook so, Here, saam met ons sal wees en 'n rustige nagrus sal gee. In Jesus naam bid ek dit. Amen.